ons ook mag gaan, voel ons in die skadu by U staan, hoor ons dankgebede, hoor ons loflied styg as ons aan U ons dank betaal. Here, U genade het ons hier behou, in die hand van liefde vasgehou, word nooit van ons wyk nie, skenk aan ons U seën, Here, laat ons nooit alleen. Die Here sê, moenie bang wees nie, ek beskerm jou, jou beloning sal baie groot wees. Mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, deur julle kennis van God en van Jesus ons Here. Amen. Geliefdes, ons skriflesing is vanmôre uit die brief aan die Filippense 2, vers 5 tot 11. Kom ons lees dit saam. Die voorbeeld van Christus. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En, toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Ons lees net tot sover. Geliefdes, ons tema is vanmôre, wees die verskil. Nou, kom ons kyk bietjie vanoggend rondom ons en ons vra die vraag, watter verskil sal dit maak as die persoon langs my of voor my of in my lewe dalk nou nie meer daar is nie of spesifiek hier in die kerk nie meer kerk te kom nie. Wat sal jy mis? Miskien die persoon se vriendelike groet of miskien 'n geselsie rondom tee of as ons regtig waar eerlik met onsself moet wees, gaan die antwoord miskien wees niks nie. Ek gaan niks mis van hierdie vriendelike vreemdeling hier langs my of voor my nie. Want ons beken mekaar nie so goed nie. Ons weet dalk van mekaar, maar dit is al. Al wat ons eintlik in gemeen het, is dat ons aan dieselfde gemeente behoort of Sondag saam kerk toe kom. En dit is die realiteit van ons wêreld waarin ons leef. Ons maak nie meer 'n verskil in mense se lewens nie. En dit is tog een van Jesus se opdragte aan ons, om werklik die gemeenskap van gelowiges te wees, mekaar te dra, mekaar te ondersteun, vir mekaar daar te wees en lief te wees vir mekaar. Maar dikwels voel 'n mens, ag, hulle gaan my nie eens mis nie. Wat 'n verskil maak ek tog? Ek glo, hier is ook 'n paar uitsonderings in die verband. In hierdie gemeente waar ons onsself bevind, is daar mense wat ander mense deur moeilike tye dra en saam bid en ondersteun. Hier is 'n hele paar mense wat ek en die persoon sal mis, as hulle die dag nie meer daar is nie. Mense wat my hande sterk maak, wat my help, wat my dra. Watter verskil maak jy en ek as 'n gelowige in die gemeenskap? Kom ons kring die kring bietjie verder uit. Watter verskil maak jy as gelowige in die lewe? Op die oog af lyk dit nie asof Christene enigstens 'n verskil maak waar hulle leef nie. Die lande en die plekke en die stede waar die mense die meeste Christene sou aanvind, vaar waarskynlik nie baie beter met goed soos geweld of rasisme of klassisme of onreg of korrupsie of gierigheid of homofobie of enige algemene probleem as op enige ander plek waar daar nie Christene is nie. Watter verskil maak ek en jy aan enige plek of geselskap of situasie waarin ons was? En ek is seker die antwoord hierop verskil van elkeen van ons, en dit is ook soos dit hoort. Ons hoef daarom ook nie so hard op onsself te wees nie. Ons kan ook nie sê ons maak geen verskil nie. Ek dink, as ons mooi dink, of selfs vir die mense met wie ons te doen het sou vra, wat 'n verskil het ek die afgelope 10 minute, of uur, of dag, of week, of 'n jaar in jou lewe gemaak? Dan gaan ons pragtige antwoorde kry. Antwoorde wat ons dankbaar maak, klein laat voel en sal moed gee vir die pad vorentoe. Die vraag is, wat het die verskil gemaak?
Is ek regtig die verskil? Kan ek die verskil wees? Ons kan ook hierdie vraag omdraai. Wie en wat het 'n verskil gemaak in jou lewe die afgelope week of maand of jaar of dalk 'n dekade? Wat het die grootste effek in jou lewe gehad, hoe jy lewe? Wat is die een of ander waarheid of geloofsfeit wat jy by iemand gehoor het, of wat jy al ervaar het hoe geloof werklik liefde geword het in jou en in ander mense se lewens? Wat maak dat jy nog moeite doen om na erediens te luister in jou eie taal van jou eie kerk? Waarmee assosieer jy? Wat maak daardie koneksie? My eie belewenis is dat dit ervarings is, verhoudinge wat mense bou met mense. Mense wat jou vertrou met 'n stukkie seer of ongemak in hulle lewens, wat die pad saam met jou stap van genesing, wat die pad saam met jou stap om weer te kan heel word. Mense wat jou laat deel voel van God se familie, maar ook andersom. Mense wat na my geluister het, met mense met wie ek my leed of blydskap kan deel. Nie almal het nie altyd die regte antwoorde gehad nie, maar dit wat gesê en gedeel is, het my kop laat draai oor 'n gemeenskap van gelowiges wat wel 'n verskil kan maak. Dit het my geraak en gemotiveer en moed gegee om aan te hou om 'n disipel van Jesus te wees. En ek is oortuig daarvan dat die enigste manier waarop ons as gelowiges 'n verskil sal kan maak, is wanneer ons geloof, God se liefde, volledig aan ander mense kan kommunikeer. Wat het ons nodig om hierdie verskil te maak? Eerstens dink ek, ons benodig geloof wat ons verander, wat dit wat ons glo verander, en wat ons in hierdie wêreld is, daar kan verander. Dit beteken dat ons waarskynlik weer die murg van die evangelie moet ontdek. Ek is nou nie persoonlike bakster nie, maar as ek die beeld kan gebruik om te verduidelik, as jy 'n koek bak en dit val in die middel plat, dan help dit nie jy plak dit toe met versiersuiker nie. Jy kan dalk al jou foute mooi versier en toeplak en van buite af lyk hierdie koek perfek. As jy hom egter sny, dan is dit net pure versiersuiker. Jy moet maar dalk van vooraf begin met jou resep, want jy kan dit nie net van buite af toeplak nie. Die koek moet van binne af reg rys en bak. En ek is oortuig daarvan dat die effek wat ons op mekaar en op die wêreld het, hang af van die mate waar ons die basiese elemente wat Jesus ons kom leer het, in ander se lewens weer waar maak. Die kere wat ons nie eintlik 'n verskil maak nie, is wanneer ons basiese resep foutief is. Ons pogings om die kerk en godsdiens reg te dokter met 'n laagie versiersuiker is baie keer soos daardie koek wat geflop het en ons met versierings probeer om dit reg te maak en mooi te maak. Ons kan dalk die manier waarop ons erediens hou verander, ander liedjies sing, anders preek. Ons steur ons dalk nie in die kerkorde nie, maar as ons nie gaan hou aan die woord van God, of dit wat God van ons verwag nie, sal die resep wat ons probeer volg, aanhou flop. Het jy geweet, ons basiese DNA as kerkmense klop nie altyd met die basiese DNA van God nie. En dan raak ons moedeloos, omdat ons maniere nie werk nie. Ons weet, dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar in Christus Jesus was, Filippense 2 vers 5. Maar ons sukkel daarmee, en ons weet nie regtig hoe om dit reg te kry nie. Ons gesindheid is maar dikwels dieselfde wraakgierigheid en kompetisie en agterbaksheid terwille van gewildheid, as wat jy sien by mense wat nie Christene is nie. En ek hoop julle hoor mooi dat ek die hele tyd sê ons, en ek bedoel dit regtig. Ek dink nie, ek doen alles reg, en al die ander ouens is van die wa af nie. As 'n mens 'n kampioen koek wil hê, moet ons by die basiese kampioen resep bly. As ons gelowig en kerk wil wees, soos ons bedoel is om te wees, moet ons die eerste bestanddele laat reg wees. Ek dink die eerste basiese bestanddele vir die regte geloofslewe is, eerstens, ons moet reg dink oor God. Ons moet Jesus reg verstaan. Ons moet reg dink oor onsself. Ons moet raak sien, wat is die gevolge hiervan in ons eie lewe en dit uitleef. Wie is die verskil? Kom ons kyk bietjie, hoe dink ons oor goed? Hoe jy oor God dink, bepaal hoe jy optree. Ons is mense en ons het hierdie beeld van God wat ons aanbid of dien, of jy dit weet of nie,
En of jy dit wil weet of nie wil weet nie, jy vertoon God deur jou gedrag. As jou God en jou godsbeeld 'n beeld is van 'n God wat kwaai is en almal veroordeel, dan kan ons maar verwag dat jy ook baie te sê sal hê oor wat mense reg of verkeerd doen. As jou beeld van God beeld is van 'n God wat mense sal martel en op aarde laat swaar kry en vir ewig in die hel laat brand, dan is dit dalk vir jou ook aanvaarbaar om ander mense te laat martel. Emosioneel, geestelik, dalk selfs fisies. En soos ons weet, partykeer gebeur dit ook, dat mense mekaar martel. Ek moet en ek mag mos, want ek is soos my God. As jy God voorstel as 'n koning, dan wil ons dikwels almal eintlik konings wees wat regeer. As jy dink, God gee nie vreeslik om oor wat hier op aarde gebeur nie, sal jy ook niks voel vir ander mense en nie vir reg en vir geregtigheid nie. Jesus wat 2000 jaar gelede gekom het, is 'n bekendmaking, 'n openbaring van die patroon wat altyd en oral geld. Naamlik, God is in alles en alles is in God. Jy kan nie meer gees en materie van mekaar skei as jy eers die Christus beginsel gesnap het nie. As ons dus reg dink oor God, onthou ons dat God nie ver weg is nie. God is hier en God is betrokke by alles wat is en hy leef deur ons. Ons moet reg dink oor Jesus. As die Nuwe Testament praat van Jesus Christus, moet ons onthou, Christus is nie Jesus se van nie. Christus is die naam wat ons God vir Jesus gee en wat sê, hy is by en alles is hy in ons. Ons noem Jesus dan die Christus omdat hy die bepalende bewys is van hoe God is. God se hele lewe word dan eintlik 'n beeld of 'n gelykenis of 'n metafoor vir hoe God werk en hoe God is. God is aan mense se kant en dan veral aan mense wat swaar kry en een kant toe geskuif word deur ander mense. Jesus het dus nie gekom om God se idee oor mense te verander nie. God dink reg van die begin af as die vorm en die plek waar God ervaar word. Jesus het gekom om mense se idee oor God te verander. Kom ons dink bietjie net reg oor onsself ook. Wie is ek? Iemand sê dit lyk vir hom asof baie van ons se Bybels eers daar by Genesis 3 begin. Daar by die sondeval. Ons is sondaars, ons is verdoem, ons is verlore, want Adam het die appel geëet en sy het Eva het die appel geëet en dit vir Adam gegee. En ons hoor ook dikwels hoe dat mense hierdie boodskap as verskoning gebruik wanneer hulle anders optree as wat hulle eintlik behoort op te tree. As ons die Bybel van vooraf lees, van daar reg van die begin af, Genesis 1, dan kry ons God se gees wat sweef. Die Engelse vertaling is hover oor die water. Dit is dieselfde woord wat gebruik word vir hoe 'n honderhen oor haar kuikens waak. Sy is altyd daar. En dis hierdie gees God wat later sê, kom ons maak mense as die beeld, as ons gelykenis. 'n ander woord is skaduwee. Hierdie gees God wat in en om alles is, maak mense om God se verteenwoordiger hier op aarde te wees. As jy 'n mens sien, moet jy eintlik herinner word aan God. En hoe ons as mense optree, moet dan 'n skaduwee van God gooi oor daar waar ons is. Jy is God se skaduwee en beeld. Jy's goed en reg gemaak. Wees nou net wat jy behoort te wees. En hoe beïnvloed dit nou my lewe? Ek dink dit verander alles. Wie ek is en wat ek doen, bepaal deur my DNA wat God se DNA is. Ek kry nie my waarde deur te presteer en altyd te probeer wen nie. Ek kry ook nie meer waarde ook deur alles by mekaar te wil maak en meer te wil hê nie. Ook nie deur myself te breek by die een of ander klub of vriendekring te probeer inpas nie. Ek kry nie my waarde by mense nie, ek kry my waarde by God, wie se beeld en skadu ek is. Jesus het my geleer om vir God te soek en te kry in hierdie wêreld, in hierdie lewe, in hierdie liggaam, en in alles, en almal met wie ek te doen kry. Ek vind God in my naaste, by my buurman, die persoon in nood wat oor my pad gekom het. Ek vind hom in die brood en die wyn van nagmaal en elke ander maaltyd wat ek geniet of uitdeel.
En aan God dink ek, as ek dit doen, in die fantastiese berge of in die sonsondergang, daar sien ek vir God. Maar ons sien ook vir God in die droogte, wanneer ons op ons knieë is en daartoe gedwing word. Ek sien God in die gewone elemente van ons dierbare aarde. Daarom die versoek vanmôre gaan wees die verskil. As ons by die regte bestanddele begin om daardie koek te bak, en ons volg die resep, en ons begin eintlik van onder af. Ons begin daar by God, wat hier in en om en by ons is, by Jesus, wat vir ons wys hoe God is, by ons, wat die beeld en die skaduwee van hierdie naby omgee God is. As dit dan ons beeld van God en onsself is, dan bepaal dit ons alles. Dan kan ons daardie resep volg. Maak ek nog 'n verskil? Ja, verseker. Elke keer as ek iets van God uitstraal, is hy self daar. Gaan wees jy die stroomwater in iemand se lewe. Gee die regte bestanddele om waarlik 'n verskil te maak en wees die verskil. Amen. Kom ons bid saam. Here God, vanmôre is my gebed eenvoudig. Help my om die verskil te wees. In alles wat my pla of seer maak, help my om anders op te tree. Help my om u lig uit te straal en u lig te wees in iemand anders se duisternis. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Die Here is voor jou, sy lig op jou pad, en hy neem jou na waters van rus. Die Here is langs jou, jou vesting en jou rots. Hy laat jou staan op die hoogtes. Die Here is om jou. Hy is die lig wat die duisternis gaan word. Hy laat jou lamp helder skyn. Die Here is bo jou, om jou van kop tot toon te bewaar en ewig daar te wees. Hy is by jou en hy gee sy seën in jou lewe. Hy leer jou die waarheid en hy stuur sy engele na jou. Amen. Here God van liefde waar ons volk mag gaan, hou ons in die skadu by die staan. Hoor ons stuk gebede, hoor ons lof en styg as ons aan U ons dank betoon. Here, die genade het ons hier bewoon, in die hand van liefde vasgehou, wat nooit van ons wyk nie, skenk aan ons die seën.